Wat is in 'n naam? Elkeen van ons het 'n naam. Sommige name word gedupliseer. Ek weet hoeveel Johanne is vanmôre hier. Soveel name Andries, soveel Andries is vanmôre hier. Al die name wat so gedupliseer word, né? Maar baie name het 'n betekenis. In die Afrika kultuur gee hulle 'n naam wat betekenis het. En ons gee name omdat dit vir ons iets mooi is, dit mooi klink. Soms is ma en pa se naam gekombineer, gee ons 'n naam en is net 'n naam. En maar dit is wonderlik as jy weet wat jou naam beteken. Andreas, man, manlik. En ons tree so op soos wat ons name vir ons sê wat ons is. Laat my dink aan Alexander die Grote, toe hy sulke veldtogte gewen het in Europa en lande geneem het, een van sy soldate het eendag gedros. Hy bring die soldaat voor hom vir 'n verhoor. En hy staan voor Alexander en hy vra vir die soldaat, "What is your name?" Hy sê, "Alexander's." "What is your name?" "Alexander's." "Well, then change your name or change your conduct." Soms tree mense op volgens 'n naam. En weet jy hoeveel karakters eintlik in jou naam? As jy in 'n winkelmall stap en iemand roep, "André," dan kyk jy, wie roep jou? Want jou naam sê iets omtrent jou. Iemand het jou identifiseer. En so word jou naam uitgeroep en iemand reageer, jy reageer. Maar ons kom vanmôre stil staan by die naam van Jesus. Daar's twee gevare in die moderne Christendom oor die naam van Jesus. Die eerste is, die naam kan gereduseer word tot 'n towerformule. Of die naam en die krag en die gesag van daai naam kan onderskat word. Ek weet nie onder watter kategorie val jy vanmôre nie. Maar dink maar daaraan. Of ons kan dit afbring na 'n towerformule, of ons kan dit glad nie gebruik in die krag wat daarin is, of die mag wat daar is in daardie naam nie. Nou die Bybel leer vir ons dat die naam van Jesus is nie magies nie, it's not magic. Soms dink mense dat ek kan maar net die naam van Jesus spreek en dinge gaan gebeur. Nee. Dis nie 'n towerstafie wat jy kan rondswaai en sommer net dinge laat gebeur nie. Dit gaan oor 'n verhouding met die persoon wat daai naam dra. As jy nie 'n verhouding het met die persoon wat daai naam dra nie, kan jy maar daai naam noem en niks sal gebeur nie. Nou die naam van Jesus is meer as net 'n naam op ons lippe. Hy is eintlik die Christus, die gesalfde een, die Messias. Aramees het hulle die naam Messias gebruik om die komende koning te noem. Konings is gesalf tot 'n ambt. En Jesus is die gesalfde een, die Christus, die Messias. Hy is die een. Christus is deel van God se hoogste verlossingsplan, as ons mooi daaroor nadink. Die engel vir Josef gesê, jy moet hom Jesus noem. Want as hy was sy volk van hulle sonde sal verlos. Jesus. Selfs die engel verder gesê, vers 23 Matteus 1, kyk, die maag sal swanger word en seënbaar en hom Immanuel noem, want as dit vertaal word, beteken dit God met ons. Dis wat sy naam beteken. Hy is ons priester, hy is ons profeet, hy is ons koning. En hy so aan ons deur die profete voorgestel. En nooit kon iemand twee sulke ampte saamgedra het nie. Dis of 'n priester, dis of 'n profeet, of dis of 'n koning. En Jesus dra al drie daardie ampte. Want hy is waardig om dit. Ons gaan nou nie vanmôre daarop in nie, maar daar's 'n diepte daarin. Die naam Jesus het 'n diep en 'n wonderlike betekenis. Dit is nie 'n persoonlike naam nie, maar dit is 'n verklaring van wie hy is en vir wat hy kom doen het. Die oorsprong van sy naam is die naam Jesus, is Afrikaanse vertaling van die naam.
En my Jesus is intelligent genoeg om te weet, as ek praat van Jesus, dan weet ek praat met hom. Ek hoef nie noodwendig sy Arameese naam te gebruik, Yeshua. Ek hoef nie noodwendig 'n Griekse naam te gebruik, Jesus. Hy verstaan in Afrikaans, as ek met hom praat, in Afrikaans. Ek weet, daar's baie kulture wat sê, nee, maar jy moet die oorspronklike naam gebruik. Of die Arameese naam of die Griekse naam gebruik. Nee, my Jesus weet, wanneer ek met hom praat. Hy ken sy naam, soos wat ek my naam ken, as iemand my aanspreek, in my naam. Die betekenis van die naam is, die Here red. Jesus, Yeshua, beteken die Here red. Yahweh is redding. Dis wat sy naam beteken. Die naam self verkondig, dit is dan vir ons dat God se, die redding is al deur God alleen. Want hy het die naam gegee, hulle sal hom Jesus noem, want dit is hy wat sy volk van hulle sonde sal verlos. Dus Jesus sê vir onsself in Johannes 14, en wat julle ook al die Vader in my naam mag vra, dit sal ek doen. Wat sal hy doen? Hy sal red. Wat julle die Vader in my naam mag vra, dit sal ek doen. Hy sal red. En soms wil ons weer eens dit reduseer na iets wat magies is. In die naam van Jesus eis ek vanmôre dat daar buitekant vir my 'n wit Porsche sal staan. Nee. Dis weer eens 'n magiese gebruik van die naam. En dis nie waarvoor die naam is. Jesus red. Hy is verlossing. Dis wat sy naam beteken. Johannes 16 sê Jesus vir ons, in daardie dag sal julle niks by vra nie, voorwaar ek sê vir julle, alles wat die Vader sal vra in my naam, sal ek julle gee. Tot nou toe julle niks in my naam gevra nie, bid julle sal ontvang, sodat julle blydskap volkome sal wees. Wat is blydskap? Om verlos te wees. Daar is geen groter blydskap vir die siel wanneer jy verlos is van die mag van sonde. En weer eens van ons het materialisties maak. Dit het niks met materialisme te doen. Dit mag ook 'n skok vir sommige wees. Kolossense 3. Wat julle ook al doen, in woord van daad, doen alles in die naam van die Here Jesus en dank God die Vader deur hom. Alles wat ons doen, moet strek tot verlossing van mense. Vrymaking van mense. Die naam beteken vandag baie min vir mense. Ons kies mooi name, ons familiename. Ek is onterf, want ek is nie Martinus Jacobus. Daarom sê ek onterf. Want my oupa wou gehad het, ek moes name gedra het met familie. Maar my ouers het gekies om my André te noem. En ek is dankbaar. My seuns, my kleinseuns ook van. Dis 'n familienaam. Dit beteken vir ons iets. Dit verteenwoordig karakter. Dit verteenwoordig wie jy is. En so ook die naam van Jesus verteenwoordig sy karakter, verteenwoordig sy gesag, sy identiteit, sy reputasie. Dis wat sy naam beteken. En wanneer Jesus dan sê, vra in my naam, dan kom ons na die Vader toe in daardie gesag van daardie naam wat verlossing beteken. En ek en jy, wanneer ons na die Vader toe kom, in die naam van Jesus, is dit uiteindelik tot die verlossing van iemand, vir wie ons lief is. Vir die vrymaking van iemand, vir wie ons lief is en omgee. Dink jy daaraan? Hoe wonderlik sou hierdie planeet gewees het, as almal gered was. Ons sou nie probleem gehad het met misdaad. Ons sou nie probleem gehad het met heininge, alarms en diefwering en al sulke goed. En die skrif leer vir ons, God is lankmoedig vir ons en wil nie hê iemand moet verloren gaan. Maar dat almal gered moet word, dis God se wil. Dis sy hoogste wil, is dat almal gered sal word. Maar almal wil nie altyd nie. Sien die mense te kies. Reg van die begin af het God die mens eintlik geseën met die voorreg van 'n keuse, om 'n keuse te kan uitoefen. En ek en jy gaan verantwoording doen vir daardie keuses
wat ons of uitgeoefen het, of by gebrek daarvan. Kain sien sy broers Abel se offers word aangeneem reg aan die begin van geskiedenis. En hy is kwaad. My broers se offers word aangeneem, my offers word nie aangeneem nie. En God sien dit en hy sê vir hom, Kain, sonde lê nu en loer voor jou deur. Maar jy moet daaroor heers. En hy het nie daaroor geheers nie. En hy tog nog dan sy broer gaan so doodslaan. Of die made him unalive. Ek sien dis nou die is al die term. You made him unalive. Dis die politisch correcte woord. Ek het die keuse. Ek kan opsien as hy seën, of ek kan sien as hy vloek. Vrye keuse. Ek gaan kies. Kom ons roep die dag hoe Jesus Jerusalem ingery het op die rug van die donkie, soos die profeet Sagaria dit vir ons voorgestel het. Markus sê dit vir ons in Markus 11. Die wat voorgeloop het en die wat gevolg het, uitgeloop en gesê, Hosanna, geseënd is hy wat kom in die naam van die Here. Geseënd is die koninkryk wat kom in die naam van die Here. Die koninkryk van ons Vader Dawid. Hosanna in die hoogste hemel. Aangehaal direk in Psalm 118. Ag, Here, gee tog heil. Ag, Here, gee tog voorspoed. Geseënd is hy wat kom in die naam van die Here. Ons seën is in die huis van die Here. Hosanna beteken, red tog asseblief. Hy wie kom op die rug van die donkie. Here, red ons asseblief. Verlos ons nou. Dis wat Hosanna beteken. Dis wat die volk geroep het. In hulle onkunde roep hulle, verlos ons nou. Maar ons weet hulle wou verlos gewees het van die Romeinse onderdrukkers. En so wil ek ook jy verlos word van 'n regering. Maar die verlossing lê in die verlossing van jou onsterflike siel. Dis waar verlossing. Dis God se plan. Die Vader het aan Jesus die hoogste naam gegee. Hoekom? Kom ons lees daarvan in Filippense 2. As daar enige troos in Christus is, as daar enige troosting van die liefde, is daar enige gemeenskap van die Gees, as daar enige tederheid en ontferming is, maak dan my blydskap volkome deur eengesind te wees en dieselfde liefde te hê. Een van siel, een van sin. Moet nie vanuit selfsug of uiterlike eer nie, maar in nederigheid moet die een die ander hoër ag as homself. Hier is alles 'n inleiding oor wat die naam beteken. Julle moet elkeen na sy eie belang omsien nie, maar elkeen ook na ander sinne. Want hierdie gesindheid moet in julle wees wat ook in Christus Jesus was. Hy, wat in die gestalte van God was, het geen roof geag om God gelyk te wees nie, maar homself ontledig, die gestalte van 'n diensknegt aan te neem, en aan mense gelyk te word, en in gedaante gevind as 'n mens, het hy homself verneder deur gehoorsaam te word, door die dood, die dood van die kruis. Daarom het God hom ook uitermate verhoog, en hom 'n naam gegee wat bo elke naam is, sodat in die naam van Jesus sou buig elke knie van wat in die hemel is en wat op die aarde is en wat onder die aarde is, en elke tong sou bely dat Jesus Christus die Here is tot ewigheid van God die Vader. Hy het daai naam verdien omdat hy in nederigheid gehoorsaam geword het aan die Vader se opdrag om verlossing te kom bewerk. Daarom is sy naam verhoog. Hy het homself verneder. God se koninkryk is eintlik onderste bo koninkryk. Anders as wat ons onsself wil voorstel in die wêreldse sin. As jy verhoog word, moet jy eers verneder word. As jy eerste wil wees, moet jy eintlik eers laaste. As jy wil lewe, moet jy eers sterf. Dis waarom Jesus vir Nikodem gesê het, jy moet weer gebore word. Sterf in jou self en opstaan in 'n nuwe lewe
Dit is wat die doop ook. Onder die water sterwe in jou sin. Uit die water opstaan in 'n nuwe lewe. Jy moet sterwe as jy wil lewe. Sien, baie mense haal met asem. Bestaan nie. Maar lewe nie werklik nie. En dis waarom Jesus vir ons gesê het in Johannes 14 en 16. Dat jy die Vader om my naam vra, sal hy doen, sodat hy verheerlik kan word. Waardeur? Dat ek en jy gered word. Dat ons blydskap volkome sal wees in ons verlossing. God het hom verhoog. Die mense, die wêreld verhoog mense oor hulle self verhoog. As iemand een of ander titel behaal het, dan word hulle verhef. Verskyn in die koerant. Almal praat oor die naam van die persoon wat iets bereik het in die lewe. Maar as men na Jesus kyk, en hulle kyk na die kruis, en hy wil daar hang, sê die skrif vir ons, en hulle net hulle koppe geskik. Hy kan homself nie eens verlos. Dit was die plan. Dit was die hele verlossingsplan. Hy moes daarom vasgespijker word. Hy moes gesterf het, sodat ek en jy deur hom kan lewe. Maar onderste bo koninkryk. 'n Koninkryk wat die wêreld nie verstaan nie. Maar agter daardie naam lê ontsettende gesag en autoriteit. Sien, wanneer ek en jy op die snelweg ry, en die spring skielik ou voor die pad in, met so 'n kakie en blou uniform, dan stop jy. Want die wapen wat hy dra, het gesag. Daai persoon het niks gesag. Maar hy dra 'n wapen wat gesag het. En jy het gesag vir daardie wapen wat hy dra. Want dis die regering agter is. Maar Jesus se naam het gesag. Die naam alleen het gesag. Omdat die Vader hom dit gegee het. God die Vader het hom die gesag en die autoriteit gegee. So die gesag lê nie soseer in die naam nie, maar wat agter die naam is. God die Vader het hom die naam gegee bo alle name. Redding in geen ander naam nie. Dis wat Handelinge 4 sê Petrus, en die saligheid is uit niemand anders nie, want daar is geen ander naam onder die hemel waaronder die mens gegee is, waardeur die mens gered moet word nie. Die naam van Jesus, daar is geen ander naam onder die hemel waardeur mense gered word, behalwe in die naam van Jesus. Ons leef in 'n tyd waar daar geleer word, veral in ons skole vandag, ag, alle paaie lei na die hemel. Alle gode is dieselfde. Nee, dit is nie. Daar's net een weg. En dis Jesus. Hy alleen is die weg. Hy alleen is die waarheid en hy alleen is lewe. Daar's nie vele weë na God toe. Hy is die enigste. Hoor wat sê Paulus ons in 1 Korintiërs 12. Weet julle dat julle heidene was, weggevoer na die stomme afgode soos julle ook gelei is? Daarom maak julle bekend dat niemand wat deur die Gees van God spreek Jesus 'n vervloeking noem nie. En niemand kan sê dat Jesus die Here is nie, behalwe deur die Heilige Gees. Daar's net een naam. Daar's net een middelaar. Daar's net een verlosser. Dis nie Mohammed nie. Dis nie Boeddha nie. Dis Jesus en Jesus alleen. Waardeur die mens verlos kan word van hulle sonde. Ag, ek hoor dit so baie. Hoe mense na sielkundiges toe hardloop, omdat hulle een of ander probleem het. As hy sielkundige nie 'n kind van God is, nie gaan jy nie gehelp word nie. Ek jammer. Ek het al te veel mense gesien wat daar sielkundiges toe hardloop, en dan kom hulle daar weg, en hulle groot probleem is, hulle gaan daarvan. Alle respect teenoor ons sielkundiges. Alle respect teenoor hulle. Maar as net een verlossing, en is die naam van Jesus, wat jy verlos kan. Wie vry kan word. Van wat ek al jou bid. Is nie kerk nie, is nie 'n instelling, is nie 'n organisasie nie, is Jesus. En Jesus alleen. Die naam van Jesus bied beskutting vir ons. Spreuke 18, die naam van die Here is 'n sterk toring, die regverdige hardloop daarin en word beskut.
Daar's veiligheid in sy naam. Dit gelede het ek lees ek van 'n getuienis van ou tannie in Amerika. Sy het na 'n parkeerarea toe gestap, na 'n kar geklim, dan sit ons in die verkeerde kant van hulle kar. En die spring so 'n fabel die die ander kant in met 'n mes. En hy sê vir haar, jou geld. Sy kyk hom so sê, hy sê, Boetie, in die naam van Jesus, jy stop met jou optrede, met jou lewe wat jy lewe nou. In die naam van Jesus verbied ek jou om my nou te dreig. Skies dan, dit klink my kar. Die naam van Jesus is beskikking. Is nie towerwoord nie, maar as mag en autoriteit agter daardie naam, as jy 'n verhouding het met die persoon wat die naam dra. Ek kan onthou as kinders, ons het op 'n plot gebly, ons was op 'n plot as op 'n stadion. En dat ons met busskot ry. En as jy busstop toe loop, dan was daar so 'n ou kar wrak, ek weet nie eens wat sy raak was nie, maar hy's geroes en hy sy dak is ingeduik gewees, hy het nie meer deure aangehad nie. Ek wou ons altyd gewaarsku, met daar kan slange in hulle wees. Pas op vir daai, jy moet nie daar gaan speel, slange daar wees. En dan kom ons van die skool af en het reën verskriklik, en van die bus af tot by die huis was op 'n reën. Ek dacht, slange of nie, maar ek gaan in hierdie kar skuif, want het reën nou verskriklik. Was jy al gewaarsku deur jou ouers dat hierdie is 'n sektekerk, moet dan gaan moes doen. Hierdie sektes, bly weg van hulle af. Was jy al so gewaarsku? Ek was. Maar hierdie sektes, daai kar was so 'n sekte gewees. Maar die dag toe ek dit nodig gehad het, was daar beskutting vir my gewees. En soos die naam van die Here Jesus, beskutting. Die naam van die Here is 'n sterk toring, die regverdige hardloop daarin en word beskut. Wie hardloop so doen? Die regverdige, die wie 'n verhouding met hom het. Ek kan nie skielik in 'n oomblik van nood as Jesus help my asseblief. Dit soms help by. Sodat jy die boodskap mag kry. Daar's geen ander naam, behalwe daai naam nie. Daar's gesag in daardie naam. 'n wonderlike voorbeeld wat ek wil deel is in Handelinge 3. Petrus en Johannes stap na die tempel toe. Hy sê wel, daar 'n man aangedra van sy geboorte af, sy krepel, en hy sit hom elke keer daar by die tempel neer, en dan, soos wat mense byloop op bid, dan bedel hy maar van almose. Petrus en Johannes het hom stip aangekyk en hom gesê, kyk ons. En hy kyk na hulle met die verwagting dat hy gaan nou iets kry, hy gaan nou geld kry by hulle. Maar Petrus sê, silwer en goud het ek nie, maar wat ek het. Wat ek het. Jy kan nie gee wat jy nie het nie. Wat ek het, dit gee ek aan jou. In die naam van Jesus Christus die Nasareër, staan op en loop. Toe gryp hom die regterhand en druk hom op en onmiddellik het sy voete enkel sterk geword. Hy het opgespring en rondgehardloop en saam met hulle in die tempel ingegaan terwyl hy rondgeloop het God prys. En die hele volk het gesien, hulle was verbaas geweest. Petrus, hoekom is julle verbaas? Hoekom is julle verbaas dat hierdie man in hierdie naam gesond geword het? Hoor jy nou van vers 12 af, Handelinge 3. Sê vir die volk, Israeliete, waarom is julle hieroor verwonderd? Waarom kyk julle ons aan asof ons deur ons eie krag Gods vrug bewerk het, dat hy nou loop? Dis ons eie krag nie. Die God van Abraham, en Isak en Jakob, die God van ons vaders, het sy kind Jesus verheerlik. Hom wat julle oorgelewer het en voor Pilatus verloor het, wat besluit het om hom los te laat. En julle het in die heiligheid en die regverdigheid verloon en gevra dat 'n moordenaar aan julle geskenk sou word. En die leidsman tot die lewe het julle gedood. God het hom uit die dode opgewek, waarvan ons getuies is. En deur die geloof in sy naam, het sy naam, hierdie man, wat julle sien en ken, sterk gemaak. En deur die geloof in hom, om volkome gesondheid, holokleria, gegee in die teenwoordigheid van hom. Volkome gesondheid.
in die naam van hom het hy gesond. Dis hom, Jesus. Goud en silwer het ek nie. Maar wat ek het, wat het ek? Wat het jy? Wie het jy? Pieter is nie op homself te. Hy het op die sag van Jesus vertrou. Dis 'n baie goeie voorbeeld vir ons om die naam te probeer misbruik. Ons lees daar in Handelinge 19 van. Sommige van die rondtrekkende Jode, duiwelbespelers, het dit gewaag om die naam van Jesus, van die Here Jesus te noem, oor die bose wat genoem was oor die bose geeste. En sê toe, ons besmeer julle by die Jesus wat Paulus verkondig. Ons besmeer julle by die Jesus wat Paulus verkondig. Was 'n sekere 7 seuns van Skewa, 'n Joodse owerpriester wat dit gedoen het. Maar die bose gees het geantwoord en gesê, Jesus ken ek, en van Paulus weet ek, maar wie is julle? Toe spring die man in wie hierdie bose geeste was, op hulle, en oormeester en oorweldig hulle, sodat hulle naak en gewond uit hulle huis het gevlug. So as jy naam misbruik, as jy nie verhouding met die persoon met die naam dra nie, dan loop jy gevaar, en die bose geeste jou gaan misbruik. Ek het nog so 'n geval gehad, met 'n meisie wat ook met 'n bose gees besete was. Maar wat ek probeer het om die ou uit te kry nie, sê hy bestaan nie, maar you're too weak. You can't cast me out. Ek sê, yes, I know I'm too weak. But it's Jesus. It's Jesus in me that tells you to leave this woman alone. Ek is swak. Ek kan nie my eie naam probeer om aan duiwel te dryf. Maar as Jesus in my, hy verskil maak. Hulle probeer, wat is weer? Katastrofiese gevolge. Die naam van Jesus probeer misbruik. Dit was nie onder sy gesag gewees nie, dit was in hulle eie gesag gewees. Onder iemand anders gesag. Paulus was. En dan sê Jesus vir ons, waarom doen julle my Here, Here? Maar julle doen nie wat ek wil sê. Sê ons moet soms sy naam so uit gebruik. Of wel mis. En nie onder sy gesag te staan nie. Dis nie 'n geestelike wagwoord nie. Die krag lê in die verhouding met iemand om dit. Dis nie 'n alarmstelsel of een of ander paniekknoppie wat jy druk skielik nie. Sê, my liefheid bewaar my gebooie. Die voorwaarde is, jy moet hom lief hê. Jy moet nie pad met hom stap. Lief jy onder sy naam. Die naam van Jesus. Kom nie op grond van my eie autoriteit nie, kom onder sy autoriteit. Sy wil, sy eer, sy naam. Hy doen dit. Want elke knie sal buig. As jy dit nie nou wil doen, gaan jy dit een of ander tyd moet doen. Konings, regerings, miljonairs, ateïste, demone, Satan self, sal een op ander stadium die knie moet buig. As hy dit nie wil buig. Een of ander stadium. Die vraag is, het jy al jou knie gebuig voor Jesus? En onderwerp aan sy naam gewillig. Daarom het Paulus baie keer gepraat van in Christus, ons, in Christus in ons. Ons tree op in 'n eenheid met hom. Dis wat Christus in ons beteken. Die grootste wonder van die naam van Jesus is dat demone nie het vlug nie. Siekes nie het genees word nie. Gebede nie het verhoor word nie. Die grootste wonder is dat die sondige mens in daardie naam kind van God genoem kan word. Almal het hom aangeneem. En hulle het die mag gegee, die autoriteit gegee, om kind van God genoem mag word. Soos daar die bose geeste, in Handelinge 19. Paulus ken ons, van Jesus weet ons, wie is julle? Wie is jy? Wie is jy? Jy mag vra vanmôre,
Wie is jy? Wat is 'n praktiese toepassing hiervan? Hoe kan ek en jy dit prakties in ons lewens elke dag toepas? Volgende keer wanneer iemand iets kwaad van jou sê, of iets kwaad na jou en dit doen, prewel die naam. Die volgende keer as jou baas jou kwaad maak, prewel die naam van Jesus. Die volgende keer as jou pa of jou ma jou kwaad maak, prewel die naam Jesus. Die volgende keer as jy 'n slegte droom het, prewel die naam Jesus. Dis die towerwoord. Die voorwaardes ken jy die persoon die die naam dra. As gesag na jou. Spreek die naam Jesus wanneer jy in omstandigheid is. Omstandigheid is vir jou is. Spreek die naam Jesus. Want daardeur sê jy, Here, ek onderwerp my aan die gesag. Ek onderwerp my aan u heerskap. En daarom sy naam is sterk toon. En ek kan daarna hardloop en beskryf. En nou sê Paulus vir ons, hy sluit af van daardie in Tessalonisense 5. En mag hy die God van vrede julle volkome heilig maak. En mag julle gees en siel en liggaam geheel en al onberispelik bewaar word by die wederkoms van ons Here Jesus Christus. Hy wat julle geroep het getrou, hy sal dit ook doen. Maar jy moet onder die gesag van daardie naam staan en daar lewe. Nie van jou pas nie. Nie onder van nood nie. Altyd onder daardie naam skuil. Wie is jy? Wie is jy? Kind van God? Here Jesus, ons bid U vanmôre. Dat U die krag, majesteit, heerlikheid, ook vanmôre U self sal kom openbaar aan diegene wie nog twyfel, wie nog nie seker is nie. Dis ons hoogste roeping en ons hoogste prioriteit. Is verlossing in daardie naam wat bo alle naam is. Jesus. Dis hy wat gekom het om die sondes van sy volk te verlos. Dankie Jesus dat die verlossing bring. Dat die vrymaking bring. Sodat ons blydskap volkome kan wees daarna. Ek wil ons moet gaan na nagmaal, ek wil die gedeelte met julle deel ook daarin, wat Paulus het ons geskryf in Korintiërs 11. Hy wil lees van die 2020 vertaling. Ek het van die Here ontvang wat ek ook aan julle oorgelewer het. Here Jesus die nag waarin hy verraai is brood geneem en daar het hy gebreek het, hy seëngebed uitgespreek het, hy het gebreek het gesê, dis my liggaam. Terwille van julle. Alles wat hy gedoen het is terwille van ons, is dit nie. Alles wat hy gedoen het, is terwille van ons. Terwille van julle. Doen dit om my in herinnering te bring. So ook met die beker na die evangeliewoorde. Die beker is die nuwe verbond deur my bloed. Doen dit so dikwels as julle daai drink om my in herinnering te bring. Want so dikwels as wat julle hierdie brood eet en hierdie beker drink, verkondig julle die dood van die Here totdat hy kom. Daarom wie op onwaardige wyse die brood eet of die beker drink, sal skuldig wees teenoor die liggaam van die bloed van die Here. Maar laat elkeen homself ondersoek. En daarvolgens die brood eet en in die beker drink. Want die een wat eet en drink sonder om die liggaam van die Here te onderskei, is besig om beoordeel oor homself te eet of te drink. Dis nie 'n magiese naam nie. Maar daai naam moet in jou hart lewe. Jy moet weet dat jy kind van God is. En daarom jy vanmôre, maak saak wie is waar jy vandaan kom nie, en jy deel aan die liggaam van Christus, wanneer ons die nagmaal gebruik.
Kom ons maak ons harte vir oomblik stil. Here Jesus, weer eens. Ons kom bid dat U heerskappy vanmôre in hierdie saal sal manifesteer. U heerskappy in elke hart en lewe. Jesus, dis waarom U gekom het. Dis waarom hy ons vanmôre ook herinner deur hierdie elemente wat ons gaan gebruik, die brood en die druiwes. Om vir ons in herinnering te bring vir wat U vir ons kom doen het. 'n Verhouding wat U met ons wil hê, elke dag. Elke keer wat ons dit gebruik. Dat ons herinner aan dit wat U vir ons kom doen het. En dan weet dat U naam oor ons is. Christen, klein Christus. U in ons in U. Dankie vir daardie heerlike voorreg. En daarom is ons blydskap volkome, en dit is daarom wat ons kan sing oor hierdie wonderlike verhouding met U.